Sy hartlike goeienaand aan elkeen van my broers en susters. Wat 'n wonderlike voorreg het ons weer om weer as familie onder die geklank van die woord te sit. Amen. Dit is so lekker net weer in die teenwoordigheid van die Here te kan wees en om weer net op 'n Sondag aan net vir die week wat voorlê, net weer om 'n bietjie krag haal. Daardie krag ons sal opvaar op die soos die van 'n arend, ons sal hardloop, ons sal nie moeg word nie, ons sal wandel, ons sal nie afgewaar word nie. Vanaand soos weer hê, daardie krag te ontvang. Amen. Kom ons staan op en dan wil ek vra van vanaand dat enige een van die broers toe en susters toe en sê jy's welkom in die huis van die Here. Julle is hier en elkeen vanaand welkom in die huis van die Here. Ons het vanaand opgekom deur mense raak gesien te word, nie. Ons het opgekom vir die koning en sy naam is Jesus. Kom ons bid saam en dan sing ons lekker tot eer of eering van die Here. Here, baie dankie vir die besondere voorreg wat ons vanaand het om net as 'n familie onder die geklank van die woord te kan sit. Dankie Here dat ons weet ons hoef nie angstig rond te kyk, Here, maar nie beloof ons. Die slos nooit begin, die slos nooit verlaat. Here, elke woordvers wat vanaand gesing sal word, dat vir 'n soete geur sal wees. Here, want die woord verklaar hy beweeg onder die lofsange van die kinders. Here, kom word verheerlik vanaand, Here, alles wat vanaand gebeur. Elke getuienis sal uitgaan, Here, dat die goedkeuring sal wegpraat. Dit gaan alles, Here, vanaand alleenlik oor U. Dus dankie daarvoor. Kom nou en ek pleit hier die diens onder die kosbare bloed van Jesus, my gebed in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Kom ons sing lekker saam. Die Here wat ek dien. Die Here wat ek dien. Die Here wat ek dien.
you found me and set me free. So glad I'm yours, so glad I'm yours, so glad I'm yours, so glad I'm yours, so glad your mercy has followed me. So glad you found me and set me free. So glad I'm yours, so glad I'm yours, so glad I'm yours, so glad I'm yours. So glad your mercy has followed me. So glad you found me and set me free. So glad you, so glad Amen. Praise die Here. U mag die plek neem. Ek het so die van 'n program vandag voorberei. So waar ons nou gewoonlik aangaan met wat ons doen. Ek wil voordat ons heeltemal afsluit vanaand. Wil ek vra om uit te kom vir gebedsversoeke. Dis wat ons baie doen in die kerk deesdae om tyd te maak vir gebedsversoek. Dalk is dit vir hulp. Dit is beter wees. Ek wil vra vanaand, ekskuus, ek nog vas by volgende. Ek wil maar verskoon, die Here is goed vir ons gewees, maar ek wil ietsie doen anders heeltemal. Ek wil vanaand vra voordat ons begin met die getuienisse, die liedjies wat sing, en ek sien daar's 'n paar mense wat voorberei vir vanaand, wat ek baie dankbaar daarvoor is, want dis hoe jy in kerk toe kom, wees voorberei. So, sal jy nou nie sê dis die prediker vanaand, maar ek kan altyd opdaag, prys die Here. So ek wil vra, voordat ons begin met ons getuienisse, en ek vra vanaand, as jy 'n gebedsversoek het, wil ek jou vorentoe nooi, alles is vir jouself nie, daar's 'n versoek gewees, so ek wil dit graag, sommer die aanvang van die diens doen, terwyl ons nou hier is, en nou waai dit ons uit, en stuur ek die huis toe, dat ons het vergeet. So ek wil vra, as jy 'n gebedsversoek het, wil ek jou vorentoe nooi, kom vorentoe, dat ons vir jou kan bid, of as jy iets anders voor wil bid, dan kom jy vorentoe. Vir iemand wil intree, ons baie van sulke versoeke, en ek vra dat hulle sal vorentoe kom, dan gaan ek my bestuur vra om my te help, om hulle te bedien ook. Daar's 'n rede daarvoor, ek moet sommer klaar, kan ek my kom maar vorentoe, ek wil, dis juist een van die persone wat met my gepraat het, maar as jy vanaand hier sit en jy voel, Here, ek wil gebed, ek het gebed nodig, of ek wil instaan vir iemand, ek wil gou, terwyl hulle so staan, ek wil nou by julle kom, so nou vir julle kom bid en goed. Wil ek gou iets vir julle deel, baie jare terug, ek dink is of, toe ek nog 'n kind was, 'n bonsai boepie was, soos hulle sê altyd, 'n bonsai boepie was ek, toe was daar uitreiking in die hele wêreld, wat Suid-Afrika vol. En een van die uitreike was in hierdie tyd gewees, was een van die ouens, nou nie Erasmus die lampie afrigter nie,
Rassie Erasmus die evangelis, ek weet nie of julle onthou van hom nie, of van hom gehoor het nie, het hy uitreik op Pretoria gehad, en seker sy derde ene daar, maar daar was hy op tyd daar gewees. Man was nou gaan ek die lelike woord gebruik, godslastering man. Kyk, daar was nou nie iemand harder as wat hy was. En hy is baie kwaad vir haar, elke keer wanneer sy op pad kerk toe gaan, maar die tyd toe daar die dienste was of goeders, het sy hierdie kanker gewas op haar gesig gehad, so groot ding op haar gesig gehad, as ek reg was het nie op haar gesig gewees, en elke dag dan sê hy, gaan jy nou weer na die kerk toe, en sy sê, ja, ek gaan bid vir jou sondes, en sy stap daar uit, dan is sy so kwaad vir hom, en dan stap sy daar uit, en gaan sy na die tentdienste toe, so gaan dit aan vir jou hele week, maar op die Saterdag, op 'n wonderlike Saterdag, jy weet daai Saterdag wat jy moes agteroor lê en niks wil doen, is hulle besig met 'n tentdiens, en die tannie gaan weer in die oggend toe, sy daar aan die tafel sit, en sy kyk hom so, en hy vra vir nou gaan jy weer, terwyl sy kan Koran so oop trek, en sy sê, ja man, ek gaan, en hy maak hierdie verkeerde besluit, en hy sê, nou wanneer gaan die Here jou genees? En sy sê, want so vandag, en sy haal die gewas af, en sy sit hom so voor op sy bord neer, en sy draai met sy hoop uit, en daai man skrik vir hom wit, witter as wit, weet jy wat gebeur? Sondagoggend, stap daai man in die kerk, wat wil ek vir jy sê, was op wat jy doen, pas op wat jy sê, want daar oortuig die Here jou net, dat jy alles moet agterlos vir die Here, om die Here te kan dien. Maar ek wil vir jy vanaand sê, terwyl ek daar dink, ek kan nogal dink as iemand te gewas het, en hulle sit so neer op my tafel, ek sal my dit skrik. Ek sê vir jou, ek sal hol, daar waar die vragtes is. Ek sal 'n berg neergaan, as ek dink het moes iets gewees het. En dis nie 'n storie wat ek julle vertel nie, dit het werklik so gebeur. Die getuienis is daar, hoekom sê ek dit vanaand vir julle? Want daar dien soos vanoggend, toe kon ons mos net keer, as die gees van die Here op werk nie. Maar weet jy gesê moet stop vanaand. Ek het klaar voorberei, ons gaan werk vir dit uitkom. Ek gaan ook 'n liedjie sing, en hier's 'n paar mense wat getuig en 'n liedjie gaan sing, en ek gaan hulle ons eie kans gee. Maar voor ons daar uitkom, moet ons eers doen wat ons plig is in die kerk. Bid vir die siekes, die hande oplê. En ook vir die wat versoeke het. Jy kan instaan vandag, ek gaan jou nou gebruik, sy staan in vir iemand wat baie kosbaar is vir my, baie na my hart is op die afgelope paar maande. En ek wil vir jy sê, God kan die saak verander. Ek wil vra my bestuur, om saam met my te kom bid vir haar. Julle gaan julle hand ophou, ons gaan eers by haar begin, en dan gaan ek weer van die ander toe. Julle moet nie weghardloop nie. Ek wil vra dat julle saam sal werk vanaand. Ek weet ek is nie gereeld met musiek of enigiets nie, maar dis waaroor kerk gaan. Dit gaan nie oor om net te preek. Vir my, ek hou daarvan om te preek, maar of jy sê, ek hou meer daarvan om die werk van die Here te doen. So kom ons laat toe dat die gees van die Here werk. Dis hoekom julle hier is vanaand, julle wil sien ons wat die Here kan doen. Amen. Sê jy saam met my? Julle klink baie onseker. As jy net hierdie wat hier voor is wat wil die Here sien, dan sal hard werk. Het julle al gesien hoe kan die Here werk? Dan gaan jy dit vanaand weer sien. Want ons toelaat dat sy gees begin werk. Amen. Ek wil vra dat my bestuur my kom help vanaand om te bedien. Soos die Here ons geleer het. Die disippels het vroeg in hulle tyd geleer om te kan bedien. Ek wil vra dat die bestuur dan vir my eers hande kom lê op Jacobina. En dan gaan ons so daaraf begin beweeg, deur na elkeen toe. Julle sal verstaan hoe daai hierdie. Ek gaan niks bekend maak daarvan, dankie.
Ek kan nie bekend maak hulle goed is nie, ek kan nou nie baie neersit en ek wil vir julle sê hulle goed is veilig. Ek gaan niks uitpraat nie, maar dit hoort jy aan my, dit hoort aan die Here. Amen. Die een is wat lewe en die een is wat lewe opwek. Hemelse Vader, ek wil bid en vra dat U in hulle hart sal werk. En in die vriendin se hart sal werk en dat U hulle hart is oortuig dat U, Here, God van reg is en van verkeerd is. Dit wat ja is ja, dit wat amen is amen. Daarom bid ek Here, bid ek dit vanavond, Here, dat U als God Thank you.
Amen. Praise die Here. Dankie julle vir julle gehoorsaamheid. Praise die Here. Okay, nou kan ons begin met dit. Amen. Praise die Here. Ek wil op hierdie geleentheid wil ek u vra as jy getuienis het, kom vorentoe. Kom vorentoe. Dit is 'n goeie vraag. Mense op die Facebook kan hoor. Dat ek verseker weet waar ek heen gaan, wat van my gaan word, wie my woord is verspel,
wil my doorhoofd vandag van. Maar ek dank die Here vir ons gehoorsame om eers uitnodigings te gegee, sodat ons kon vorentoe kom en dat God sy werk kon doen. Jy weet, dit is so maklik om te sê, of mense raak so gewoond om te sê, dis 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Maar weet jy, toe ek vandag terwyl ek in die intersie praat, gedink ek was maar 7 jaar oud, in pastoor Barnard se kerk, en daar was 'n ou kom in die kerk, ek het eintlik my broer gebel, om te vra, wat was daai boom se naam? Ek kan nie lekker onthou. Hy sê vir my Oom Kreer. Oom Kreer was in die 90 jaar oud. Feitelik blind en amper heeltemal doof. Maar weet jy, as dit tyd is vir getuienisse, dan spring hy op. Dan sê hy, dis lekker om die Here te dien. Dis lekker om die Here te dien. En weet jy, na vanoggend se diens, ek is daar by die huis en ek voel, dis lekker om die Here te dien. Weet jy, dis nie net 'n voorreg om hier te wees nie, maar wanneer die salwing en die krag van die Here so teenwoordig is, ek dank die Here. Ek besef, en ek kon nie daai tyd besef het nie, as die mond so sê nie, dan dink ek, kom, jy loop met die TV, jy kan amper nie sien nie, jy's amper stop doof. Maar weet jy, binne hom, wat sy meester ontmoet en die borreling was binne hom, en ek dank die Here vir die geleentheid, die voorreg wat ek gehad het, om 'n paar maande terug, 'n paar weke terug, in hierdie huise kerk hier te kon staan en vir die Here my vorentoe roep, en hy weer daai borreling in my binneste teruggegee het, en hy daai dors kom les het, en dit weer kom oorborrel. Ek het vandag so getuig vir my familie. Ek kom vanoggend ingestap en Anita sê vir my, sy sê vir my, weet jy, as jy instap by my deur, dan is dit so 'n straaltjie wat jy inkom. En ek wil gou vir julle iets getuig. Ons het 'n vriend wat deur 'n geweldige drukproses gegaan het. 'n Mens verstaan nie altyd hoekom gaan jy deur omstandighede nie. Maar weet jy, die Here het baie keer laat hy goed doen in jou lewe, omdat hy sy doel wil bereik. En dit het gekom dat hierdie vriend van ons, ons het hom maar gehelp, ons kon, en ek was bevrees dat hy dalk selfmoord sal pleeg. Dit was my grootste gebed, Here, nie dat ek hom oorgee aan selfmoord nie. En dit gebeur dat hy verplaas word Kaap toe, en hy is byna by die Kaap, en verlede week, ek het 'n fotootjie opgesit van my en Hendrik en Chantel, wat in die kerk was. Verlede week bel hy my, en hy vra vir my, Juliana, hoe gaan dit met julle? Ek sê, dit gaan goed. Hy sê, hoorie, maar ek het foto's van julle gesien op Facebook. Julle glo, wat het gebeur? En ek begin vir hom getuig van hoe die Here my uitgeroep het, en ek vertel vir hom van die muur wat pastoor van gepraat het, 'n muur wat 'n ou probeer reghou, en ek getuig, ek sê, kom, weet jy, Pieter, vir 12 jaar het ek 'n muur probeer reghou, totdat God my so, dit het my vreugde gesteel, dit het my blydskap gesteel, dit het my oud gemaak, totdat ek in God se teenwoordigheid gekom het, my hande in die lug gegooi het, en daai muur geval het. Weet jy wat, en daai man breek op in trane. Hy sê vir my, Juliana, jy praat my lewe uit vir 12 jaar. Het ek 'n muur probeer reghou. Hy sê, weet jy, maar ek sit hier in die Kaap, en ek sit op my stoep, en ek sit aan die voet van tafelwerk. Ek kyk teen tafelwerk vas. En terwyl ek my oë so opslaan, kom my pa se woorde met by hom op. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sê, weet jy, dit maak my klaar, ek gaan na 'n saamtrek toe, na 'n kerk toe, en ek gooi my hande in die lug. Hy sê, weet jy, en ek het daai muur laat val. Ek het hom vir 12 jaar probeer, en daai man borrel. Hy borrel, en dan begin ek weer, en dan borrel ek. Hy maak my stil, hy sê vir my, hoorie, dis lekker om te borrel weer. Weet jy wat ek wil vir sê?
Ons sing na 'n poetie all over the world. The Spirit is moving. En ek wil vir julle sê, daar's regtig. Daar's groot dinge, die Here is besig nie met nie op ander plekke. En ek wil hom vanaand al die lof, al die eer en al die aanbidding gee. Ek probeer met elkeen die wonderlike van die saam met Jesus. Jy weet vanoggend was ek kan het beskryf nie. Wanneer dit my net kan is van Francis Wilds. You don't know the cost of the oil in my evidence box. En jy weet, soms is ons so onbewillig. Die prys het verloop. Die Here moet so diep uitgaan. En jy weet vanoggend ek is geseker. Maak nie saak wat mense dink van jou, maak nie saak wat hulle sê van jou nie. I do not know the cost of the oil in your vessel. You were there the night Jesus found me. Amen. You did not feel what I felt when you wrapped his loving arms around me. En daarom wil ek die Here loof en ek prys hom. Ek het nie om wat die wêreld sê nie. Ek het nie om wat my broer of my man of wie iemand sê nie. Ek gee die Here en die Here wat het my diep uitgehaal. En my baie en my tyd en die dinge gebring wat ek vandag as ek terug en dink die Here het moes nie gestaan het nie. En daarom sê ek baie dankie. Sorry. Maar vanoggend ek het nie geweet. Ek het gesin dat dit is asof iets met die Heilige Gees my opgelig. Want ek het nie geplan om hier voor te kom staan nie. En toe ek hier voor kom staan, was ek sê vir my man, vanmiddag ek sê, dit was so supernatural. We serve a miracle working God. Jy weet, toe ek daar staan, toe voel dit lyk asof dinge losbreek wat ek kan hanteer en ek kan nie vashou aan nie. Ek het dit gehou. Dit so oplig in my ontwortel en alles wat my terughou. En daarom wil ek aan sê vandaag, ek wil elkeen bemoedig. Leef jou uit vir die Here. Dit is die een besef wat ek by hom kom en ek sê net, ek sê vir hom, nou gaan ek die Here doen. En ek sê, nou gaan ek die Here doen. Watch me. Nou gaan ek kerk loop. Laat die visies by jou, nou gaan ek die Here doen. En ek gaan vertel my alles wat ek gedoen het. Het dit iets gebeur in my, wat ek in my vinger kan opsit en ek weet wat van dit in my vergaan. Maar ek weet dat iets gebeur. En daarom wil ek die aanmoedig, hou aan, God besoek, hou aan, om voor sy aangezicht te lee en om te delven, dieper te delven. Because hoe dieper ons gaan, hoe meer dinge word ontbloot, wat ons aan vasthou, en dit is wat ek in my lewe sien. Hoe dieper ek in die Here gaan, hoe meer dinge val af, hoe meer wil ek hom net hê, en ek wil net meer hê, en ek gee nie om, wat ek agter my aangaan, ek wil net, ek streef net, dat dit wat voor my is. En ek is dankbaar vir die dag. Ek weet, ek sou nie vandag, ek en my man sou nie vandag in die kerk gewees, ek weet ons is al 'n tydjie wat ons hier is, en ons het getrou in die kerk en alles. Maar, en die een dag het ons gevoel, ons moet na 'n ander kerk toe gaan. Maar ek weet, God bestuur het so dat ek kon nie slaap een aand en ek was vir 'n week lang wat ek gaan slaap nie. En ek bel vir hom Gerrit en hom Gerrit, ek neem Gerrit, ons huis moet skoon gemaak, want ek kan nie slaap nie, En nie langer as vandag, Gerrit sê, okay, ek kan nog nie, hy sê dit dan, maar die next dag is hy daar. En ek het nog nie die pastoor gekregen, ek het nog nie gesien nie, ek het net geweet, sy nuwe pastoor. En ek sta, ek kom toe na die hek toe,
En voor ek my kop nog oplig, sê hom Gerrit, dis nou die nuwe bidklok pastoor se hand vat. Dis dit asof 'n kragklok in my gedruk word. En ek het onmiddellik geweet, jy gaan nergens net bid. Hy is skoongemaak en net nadat ek sê vir pastoor, die Heilige Gees het my oortuig. Ons gaan nergens nie, ons gaan nie die keer aan. En ek wil net dankie sê aan pastoor en sy vrou. Dankie vir die gehoorsaamheid dat julle vandag hier is van. Julle weet nie watter kragopwekking het julle veroorsaak, maar ek weet dat iets het gebeur in hulle lewe. Soos ek vanaand so groot voorreg om in huis van die Here te wees. Ek werk Vrydag, werk met een van ons gebouwe. En ek vra vir die persoonlikskap wat nou by voorman is. Hy is nou baie jammer as ek waar hy is nie voorman. Ek vra vir die is die krag is, ek sê nie meer om die goed is, as het nie is, as hy nie werk. Hulle heilige bakkie vir uit, as ek op die man nie alleen was. Nou is ek bezig met die woord, dit is een groot woord, maar ek het een ding geleer, broers en susters, voor ek in die morgen in my huis het gaan, weet ek ons is nou die bloed voor ons. Ons bid voor ek in die huis het gaan, en daar die morgen sê ek ons al Here, bewaar my, bewaar op die Here. Jy weet min weet in, die woord is levend. Ek is bezig met die werk, en die beskik is net gekom, en ek gewoonlik as ek so iets krijg, dan sal ek sommer iets snaaks sê dan. Weet broers is dit, ek staan soos het hoeie maar laat toe die dinge, draai net om en loop weg. So julle en allemaal om my omgaar, en vra my, wat gaan dan, hoe nie my plek opgewas? Ek sê nie, ek is die plek opgewas. Die weet broers en sisters, en die Here maak nie so as jy op dit, ek kyk my waar die probleem is. En ek begin met myself te praat, ek moet kyk waar my probleem is. Nou wil vir Here vanaand dankie sê dat hy vir my bewaar het. Ek het niks seer gekry nie, ek het nie geskok nie, omdat die ding het geskok. Die manier wat die ding ontplof het. Maar ek raak stil, ek sê nie vir hy, maar die sit net nie vir die skap, ek nie vir die skap. Want julle moet aan julle ek gaan kyk, en sê vir julle, dit is die probleem. Ek soek eers lang. Nou dink ek, nee, ek gaan nie vir my dat ek op aan die maak en dat oor die mense. Jy weet, broers, mense daar maak met die trots in myself. En ek vra op die Here, wys my, vir my waar die probleem is om die word. En ek soek, as ek goed die fase word, en ek soek, en ek kry nie die koud nie. En duidelik hoor ek die stem sê, gaan terug, na hy was waar, so weet wat het is, was waar die fase was waar. En my oor is maar nie baie goed nie, en ek kyk mooi, ek sê maar hier die probleem. Toe die persoon wat voor ons op die bord gewerk het, die Newton op die lijf, en ek wil vir die Here vanaand daarom sê dat ek die bewaar het, ek het veilig hou, ek het niks seer gekry nie, niemand het seer gekry nie, ek het die probleem uitgesorteer vir hulle, dus allemaal se krag ons om die hele perseel reik, want hulle het die hele tijd een probleem gehad met die filter Newton en die wat so verkost nie, as hulle iets raak aan skokkel. Waterloop is hulle die machine raak aan skokkel het, nou om dit klaar is dus alles weg. Ek wil vir die Here dankie sê dat ek my oog doorgemaak het, soos dat jy weet vanmorgen terwyl ons dan uit bekamer bezig is. Ek was nie vanoggend baie is in kerk gekom en so ek sê ek moet hier vanavond. En ek kom met 'n swaar van die kerk vanmorgen, ek gaan in my bekamer en ek swak neer op my knie en ek begin te bid. Nou toe by daai keer stap Russus het vir die verandering kom ek dadelik agter daar so 'n hemelse atmosfeer. Ek kan nie vir julle beskryf hoe so daar in ek. Maar toe ons daai uitkom, toe hierdie instap, toe sou die hele kerk soos was hier ook 'n atmosfeer in die kerk vanmorgen en ek sê vir julle dankie dat ons 'n werk gespaar het wat
voorheen om te hoor broers en Here kom sê doen dit, dat doen hulle in die broers en susters. Ons moet hulle waardeer, hulle ons kerkraad ondersteun broers en susters waar ons ook kan. En ek wil vir julle dankie sê dat hy my ook hierdie dag nog weer gedra het en ek maak elke dag voor broers en susters. Elke dag, en as ek 'n fout gemaak het, ek erken dit en ek moet nie so wees ek wil vir julle dankie sê vir almal vir die prys. Prys die Here. Ek wil nie vir toe kom en sê, my suster, daai 2 kinders van jou gaan nog wakker word. Halleluja. Ek weet dit. Nou dat jy dit genoem het, wil ek dit net sê, dat alles wat ek het, hulle pas op, daai maagvolle wat hulle in die kerk doen. En nou vir jou kan sê, terwyl my broeder praat daarvan, en dit is baie ernstig, krag is 'n groot ding. En wil ek gou vertel vir julle, werk so 'n rukkie terug, al baie jare terug, by die pakhuis waar ons was, het hulle die binwasser, sodra hy uit die fabriek kom en die vrugte dan ons skoonmaak, voordat hulle weer kan die vrugte opsit vir die goggas en goed. En die elektriese kasboks, en ek is besig om te soek vir die fout, en ek gebruik hierdie CRC, en ek spuit daar in, en ek maak die deurtjie toe, ek staar die ding, en ek kyk dat die ding werk, niks werk reg nie, en die volgende op die baas daai deur oop, en hy blaas hierdie helfte van my hoed nie van my kop af, en ek kyk so verbaas, wat gaan nou aan? Weet jy wat eintlik aangaan nie? My hare het so 'n bietjie geskroei, my hare het so geraak, my armhare is af, en ek draai so op die nog toe, want ek kyk, ek het raak gesien. En ek so opkyk sê, ek wil niemand nie, maar min weet ek dat hulle die ingang van die fabriek staan en die swart mense breek hulle self. Dis iets so ongelooflik om te sien as so iets gebeur. Ek was dalk nou baie veilig tyd, maar wat ek wil sê is dat ek na die tyd geleer, maak nie die kas weer toe nie. Maar daai ding maak oop, want ek hou kompressie binne in daai gas binne. Maar ek lag dan ook, maar my broer kom praat, nog ek wil dit vir julle noem. Partykeer dan slaan die Here jou so onderste plek. Dan wil jy weet, dis die Here. Amen. My susters, goeienaand. Dankie vir die voorreg dat ek hier word om kan getuig. Voor ek begin wil ek net sê dat ek nou oor kan getuig is vir iemand spesifiek hier vanaand. Ek wil die getuienis al op 2 keer gegee. Maar elke keer volgens my kom jy my bank op nie. En vanaand sê die Here, vanaand getuig jy dat dit is vir iemand spesifiek vanaand hier wat nog by. Ek sit gisteraan is nou nie deel vir die persoon wat daar hoor nie. Ek sit gistermiddag sit ek daar op die skoolrak nie. En reg rondom die veld is hierdie bright geel tou gespan. En jy weet nie hoeveel kinders hang aan daai tou, is onder die tou. En daai tou is daar vir 'n spesifieke rede, is om die mense van die veld af te hou. En die tweede of derde laaste wedstryd voor die dag nou compleet is, sê die ouers begin onder die tou glip. En onderwyser gaan nader en sê, meneer, mevrou, julle mag nie daar wees nie. Hierdie tou is hier vir 'n rede. Asseblief tree terug. En ek sit daar onder die skoolbord, my voete so op die sement afhang. En ek dink, hoeveel keer kom mense en sê vir jou, jy mag nie dit doen nie. En jy mag nie daar wees nie. Hoeveel keer in die kerk hoor ons, jy is nie goed genoeg om daar te wees nie. En ek kyk so, vanaand ook daar sit van my oog hierdie deur. Daar's 2 hekke, die myne hek en hierdie hek, en hierdie 2 deure oop. Maar niemand dring deur en trek mekaar weg om vanaand hier te wees nie. Maar die goed van die wêreld daar buite, trek ons mekaar weg om te wees. Vra die vraag vanaand, hoekom dit so gebeur. Mense sê vir jou, jy het geen kans nie. Mense sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Mense sê, dit kan nie gebeur nie. Hier is die getuienis. My pa raak skielik siek. Hy het die Woensdag nog hoor bedien in Johnstraat.
donderdag sê hy sê op en aan vriende. Angstel rekord Vrydag as hy in die hospitaal en is in die COVID tyd. Ek en Brendan jaag die nag met hom deur by COVID en vat hom in by die saal en ons hoor van buite af hoe skree hy daar binne. Ek sê vir Brendan ons moet in en hulle sê daar is geen kans. Niemand word toegelaat nie. As Brendan kan onthou sit daar nog iemand langs ons, 'n man en sy vrou en 'n klein seentjie. En hy kan skree, hy sê, "Maak wat jy wil, niemand kom in." Net die nurses en die dokters daar by my. En ons het daar vir 'n goeie 3-4 ure gesit. En die nurse kom uit en sê, "Jou pa is stabiel." En hy sê, "Right, maar ons moet gou moontlik van Kaiserslautern tot die kliniek toe kry." En ek vra die vraag en sê, "En ek kon net sien vir 'n minuut." En sy kyk so rond agterna en sy sê vir Brendan en my, sy kom gou. Sy sê, "Jy kan nie ingaan nie, staan by die deur." Die pa het 'n masker opgehad, ons praat met sy pa, "Ons bid vir jou," sy sterk staan. En die laaste wat ons op pa gesien het hy sy hand so gelig en hy duim so geruk het. En ons bel van die huis af, nou wil ek vir ietsie vat, Greenacres toe. En Sandra bel en hulle sê, hy lê in die COVID-saal. Hy wys al die tekens dat hy COVID het. So jy mag nie daar uitgaan. Ek sê dat Brendan, net om ons kop skoon te kry, ons gaan aan werk toe, hou ons self besig. En ek was seker so 2,5 uur by die werk, bel sy en sy sê, Dr. Jacobs het gebel, jy moet so gou moontlik daar kom, gaan nie goed nie. En ek Brendan versluit en ons jaag weer, ons daar gekom. En vir die van julle wat kan onthou dat mense besoek het daai in die hospitaal, daar was 'n scan proses. Jy moes gescan word, het temper gevat word en jy kry 'n stiker nie. En ek weet Brendan sê vir die hy sê, "Broer, my pa het op sterwe." Hy sê, "Kry 'n ticket, sit." Hy sê, "Dan almal die binne sit dieselfde posisie wat jy sit." As hoeveel mense het op sterwe lê, en die lyn wat hier staan, is almal die jou mense te kom groet of mense te kom sien. En ons is deur dit alles, en toe ons boor kom, waar ons moet kom, is dit net ek en Brendan daar staan. En ons druk die klok en die nurse kom uit, sy sê, "Kan ons help?" Ek sê, "Ons is hier op Mr. Floor." Sy sê, "Wie het julle gebel?" Ek sê, "Dr. Jacobs het dat weet." Sy sê, "Ek kan jy nie erin gaan." Sy sê, "Wat soek julle hier?" En nou staan ek en Brendan daar, ons is gebel, Paul lê op sy laaste, ons kan hom nie sien. En het raak so stil, dat dit voel vir my daai tyd ek is in 'n bal. En 'n vroukie kom aan, sy het die mooiste krulhare. En sy staan so voor my en Brendan, sy sê, "Jy voel so bitter sleg, van hoe jy hanteer word." Sy sê, "Kom loop saam met my." Ons gaan in so 'n kamertjie in, reg rondom ons skilpoot het ek 'n kartonboks en sy trek vir my en Brendan aan, ons lyk soos marsmannetjies. Weet die doek op die kop en die oor die voete en die gown en sy kom saam. Ons loop agter haar in, en pa het so 'n glaskas was hy afgeskort. Toe ons by hom gaan staan, toe sien ek dit gaan nie goed nie. En ek en Brendan daar gestaan, angstig soos die Engelsman sê. En ek sê, "Brendan, weet wat? Ons vertrou die Here, maar kom ons bid ook dat daar geen pyn en lyding ons release op." Brendan kyk op na my en sê, "Brendan, is dit nooit vergeet daai oggend." Hy sê, "Jy weet nie wat jy sê." En ek weet, ek het nou op my pa gesit en soos 'n gesig gevryf. Ek sê, "Here, geen pyn, geen lyding, dat U wil geskied." En Brendan, ek weet sy gebed was, hy sê, "Pa, asseblief nie nou nie. Ons het nog so baie om te saam moet doen vir die Here." En toe ons uitgaan, toe stop die nurse ons. Daar was net 3 tweeling nurses aan diens. En die nurse stop sy vir my, sy sê vir my, "Jy moet hier binne gekom." Ek sê, "Die nurse het my ingebring." Sy sê, "Wat 'n nurse?" Sy sê, "Daar's daai nurse en ek, so wie het jou ingebring?" En ek beskryf haar. Ek sê, "Sy tannie, die mooiste krulhare, het my ingebring." Sy sê, "Nee, daar werk nie so iemand hier. Daar werk nie so iemand hier." Maar ek wil julle sê, as iemand vir jou sê, jy kan nie daar ingaan nie, en jy kan nie dit doen nie, en jy mag nie dit doen, dan
kom die Here op sy manier en sê vir hom, kom, wat ek vir jou wys, jy kan nie doen, en jy doen. Daai persoon van ons, enige iemand vir jou sê, kan nie, jy sal dit nie kan doen nie. Die Here sê vanaand vir jou, dat ek jou wys, vat my hand, hou jou oog gefokus op my en sien wat ek vir jou is doen. Amen. Geliefdes, ek wil net iets vertel wat gebeur eendag by die skool. Eendag vroegoggend stap ek van die werkswinkel op na die personeelkamer en ewe skielik toe's daar 'n swerm reisdiere voor my. Soveel sodat ek nie weer kon loop sonder dat hulle voorop op my gepak het. Nou staan ek om wag en kyk wat hoe nou, waar moet ek nou loop nou? Terwyl ek so staan en kyk na al die reisdiere, hier lê 'n klomp op die grond. Hulle wemel en die ander voeltjies vang hulle en eet hulle. En dan kom so een of twee voorsoeker en vlieg so deur en vang daarvan daai reisdiere ook. Weet jy nie? En die gebeurtenis begin met my praat. En sê, weet jy wat? So gaan die koms van die Here wees. Ewe skielik gaan die Here kom en dit gaan 'n wegraap op plaasvind. Die volgende oomblik sien ek die reisdiere is almal weg. Weet jy waarheen? Hulle het net verdwyn. Maar hier op die grond het nog daar, die wat nog nie gevang is nie. Ja, dit is hulle wat agterbly. Dis hulle wat agterbly. Dus ek dink ook by myself, maar Here, hoe kom die voorste dan daai twee op die 3 gevang? Ja, onthou jy by die groot maaltyd, was daar iemand sonder 'n bruilofskleed. En hulle vra hom, vriend, hoe het jy ingekom sonder 'n bruilofskleed? Dit is hy wat gevang was so langs die pad. Weet jy geliefdes, ek vanaand wil sê, voel jy miskien soos daai reisdiere wat hulle plekke verloor het en jy voel hopeloos, betekenloos, jy voel waardeloos, jy voel nutteloos, jy voel jy beteken niks. Dan sê die skrif vanaand, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop word nie moeg, hulle arbei word nie mat. So die wat op die Here wag op die Here. En as ek nog so kort verhaaltjie kan vertel, as jy so voel vanaand, dan wil ek 'n verhaaltjie vertel van 'n tuinier wat twee mense gehuur het om daar in die tuin 'n groot kan water vol te maak. Hulle moes dit 'n hele en dra met kruike. Maar die een se kruik was gekraak geweest. En die persoon was so moedeloos en naderhand vir die tuinier sê, nee, ek gee moed op. Kyk hoe baie water dra hierdie ander tuinier of die ander werker of arbeider. Maar ek kry nie water, die helfte van my water mors hier langs die pad. Maar ek het 'n gebroke kruik. Toe sê die tuinier, nee man, kom ek gaan vir jou iets wys. En hulle stap op die paadjie af. En hy sê vir die werker, hy sê, sien nie hier, pragtige blom. Ja, ek sien dit. Daai water wat jy so gemors het, dit het daai blom lewe gegee. So die hele pad het daar blomme gegroei van die stikkende kruik, al het die ander kruik meer water gedra. Hierdie kruik wat stikkend was, wat onder meer betekenvol, het meer waarde gehad, want dit al hierdie blomme langs die pad en dat wat die Here is.
twee landbouers en vissers, en ek sê, volgens die diens, hy was besonder. En al die tyd, gegeen te gehad, om die Here volheid te dien. Vanoggend het die Here gehad, om die Here volheid te dien. So het my soms toon vertrou, dit wat ek vra, gee die Here volheid. Ek wil net dankie sê, pastoor, Suster Karin, se tore wat ook is vir die Here. Dankie. Nou my broeder sy lied gesing het, wil ek die jong mense vorentoe roep. Goeienaand aan Jesus. Hulle liedjies in vanaand dat die Here op hart gebeur. Nader, o nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, nader die Gees, nader aan die Vader, nader, o nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, nader die Gees, nader aan die Vader. Ek is maar net 'n kindjie klein boer hier, wat elke dag meer en meer van die wil leer, met 'n honger hart en siel wat dors na U, o Heer, want ek wil nader aan U wees, nader, o nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, nader die Gees, nader aan die Vader, nader, o nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, nader die Gees, nader aan die Vader. Vul my hart met die Heilige Gees, dat ek elke dag meer en meer soos U kan wees. Kom en vorm my en maak met my net soos U wil, o Heer, want ek wil nader aan U wees, nader, o nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, nader die Gees, nader aan die Vader, nader, o nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, nader die Gees, nader aan die Vader. Ouderlike kindertjies, dadelijk in ek nog kans weer, hoe waar nie, hulle broer gevra, It's so lekker om die Here te dien. 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 It's so lekker. It's so lekker om die Here te dien. It's so lekker. It's so lekker om die Here te dien. Jesus, wat we left te droom. Jesus, what we left to know. Jesus, what we left to know. Jesus, what we left to know. Jesus, what. Jesus, what we left to know. Jesus, what.
lekker om je te doen. Het is zo lekker, zo lekker. Zo is het maar lekker om je te doen. Het is zo lekker, zo lekker. Zo is het maar lekker om je te doen. Het is zo lekker, zo lekker. Zo is het maar lekker om je te doen. Want ik zou bij mensen van die wereld zijn. Het is lekker om je te doen. Het is zo lekker, zo lekker. Zo is het maar lekker om je te doen. Het is zo lekker, zo lekker. Zo is het maar lekker om je te doen. Het is zo lekker, zo lekker. Zo is het maar lekker om je te doen. Want ik zou bij de mensen van die wereld zijn. Het is lekker om je te doen. Dat is al zomaar. Jesus is the corner, let us live again. Jesus is the phone that us live again. Julle het maar saam sit. En hy was ook kinders. Hy weet. Nog 'n getuienis? Nee. Kom, weet. Wil ek jou vashou nie? Ek gee my kans dat ek nou water kry. Goeienaand. Ek wil net gou getuig vanoggend. Toe die Here vra. Dat ek nie toe pas kon kom. En ons moet dit nie lig opneem. Die Here vat my terug. 14 jaar terug. Toe was ek God beloos. Ek het nie die Here gemaak. Ek was op ontslaag, alkoholist. In die motorbike slag gewees. Sluit en beklei. Alles gedoen wie nie mag doen. En ek kom van 'n ander kant. Voor dit stuur die Here boodskap na my toe. En sê vir my, die Here het gesê, jy moet jou saak kom reg. Ander gevalle weer, kom die Here, stuur het my ouers. Die Here het gepraat, die Here het gesê, jou hart kom nie verlig. Daar, om ander kant, maak die Here my vir my. Ons is
Die Here praat daar, daai Saterdag, praat die Here. Maar ons sê so, net so oor 100 mense, of mans. En toe die Here begin praat, is almal op die grond. En ek kyk, daar staan nie een persoon. En die Here sê, hy sê, jy is vanaand hier, jy moet 'n keuse maak. Jy moet 'n keuse maak tussen die lig en die duisternis. Die Here sê, jy moet 'n keuse maak tussen die lewe en die dood. Die Here sê, maar raai vir jou aan, kies die lewe, kies die lig. En toe kom die doodskootslag. En die Here sê, maak nou jou keuse. Nee, later. Maak nou jou keuse. En ek het daar opgestaan. En hulle het my na die Here toe gelei. November maand sal het 19 jaar gewees. Die Here het in die algemeen gepraat. Toe die Here daai woorde uit, deur die profeet, en die sak, dus het asof ek krities, en ek is op my laaste op die tyd. Daar is nie weer 'n kans. En ek het daai kans gekry. En die Here het die tannie gesê, jy baie van my gevat, werk nie so goed. Maar as tot eer om die heerlikheid van naam, tot sy eer. En sy grootheid, en sy goedheid, en sy guns, liefde, wat hy vir my en jou het. As die Here vir my kon gered het, dan kan hy enige ander. Ek praat nie groot nie. Ek weet dinge wat aangevang het, as ek beskaam om oor te praat. Die Here het gemors het, en hy het my uitgesê. Hy is besig om met my te werk. Die Here is besig om met my te werk. Maar die Here vrylik deur my kom werk, soos hy. Amen. Is daar nog moontlikes? Net voor dit kom. Dis net 'n dankbaarheid om te kan sien hoe die Here werk met my collega's, hoe hy hulle sterk maak in hierdie tyd en my hulle dra. Maar ook in hierdie moeilike tyd het ek gesien hoe hy my op dra. En ek het antwoorde gekry wat ek nie gedink het ek sal kry op baie plekke. En toe hy my aangeval het, die leiding my aangeval het, en vir my begin twyfel het, en mense het my gesê, jy sal nooit vertoening wees nie, die Here sal nooit met iemand soos jy werk nie. Toe was daar rustigheid in my gewees om te kan sê, wanneer het jy laas in Here gesien? Wanneer het jy laas in 'n kerk gewees? Want daai persoon het nie die reg om iets te sê teenoor my, nog minder teenoor enige van julle. Die wêreld se stem het nie enigstens krag oor jou nie. En dit het my baie gevat om dit te kan besef, en baie mense gevat om my tot vandag te bring. Maar ek is vandag nie, ek word nou amper 21, en ek sou nie geweet het dat die Here my nie help. So my hart is ewig baie dankbaar, en ek sê halleluja. Prys die Here. Nou, ek het iets voorberei al gisterand met my vrou. Ja, dit is so, ons sit nie weer stil nie. Jy werk vir die Here, dan werk jy vir die Here op die plek. En ons sal hierdie koortjie vir julle sing. Dalk sal julle dit ken, die wat oud is, op Vrydag. Excuses. Ek hou van die kerk. As julle weet wat, dat my familie sal met hom opgedien het, dan sal hy kan 'n wonderbouwer dit gaan. Maar ek wil dit gou sê, so my oom was hier in dispatch en die dag my
gaan sien die dag voor om Kenny en vir Tanish, ek en Frank. Maar nou, Kenny is 'n bietjie kwaai met my gewees daai dag. Nou verstaan die ou mense, julle moet onthou, ons kom hier in die kerk en hulle is klaar, soos wat probeer die verander. En Kenny is bietjie ernstig daai dag, maar is omdat hy 'n bietjie seer gehad het. En hy is daarso. En sy sit so, sy kyk vir my, sy sê, wat gaan jy nou doen? En ek soos hierdie oor, jy seker my iets gepak, wat ek weet nie gaan onmiddellik kom. En Frank praat met hulle, en hoe die oom kyk my so, en Kenny kyk my so, hy sê vir my, waar ken ek jou vandaan? Hoe het jou gesit so bekend? Yes, en ek begin dink. En ek begin dink, waar ek op die hoek maak. Toe dink ek, waar het ek om raak gesien? Het hy my pa geken, die kinders geken eindelijk, en ek sit so stil, en ek vra 'n paar vrae, en ek sê, man, kan jy my oom dalk onthou? Hy was hier op dispatch in die bediening gewees oor die Vrydag. Hy sê, ja, en hy spring dan op sy stoel, en hy sê, ja, nee, nou dit te wees. Ek sê ook, jy preek die woord, soos wat hy gepreek, en ek sê, ja, ek hoop het doen. En dadelijk wen ek die oom sy hart. En later toe ek my pastoor, my oom sy vrou gaan kyk, en hulle bly nog steeds in die meiding, hy nog dispatch, al seer ook daar, sit ons daar en kyk, en wie vertel sy op my ietsie. En sy sê, hoe Freddy is eindelijk, was hy in die orkest geweest. Nou, weet jy of ek kan onthou nie, maar hulle vertel my die goeders, sy stok uit, want sy onthou alles, maar weet jy wat is vir my lekker, as mense begin nog steeds onthou wat die Here kan doen. Al gaan we dit voor ons begin sing. Iets het ek baie mooi geleer van die Here af. En jy weet, ons ou mense, wanneer jy oud word, en dan vergeet jy baie goed. Maar dan kyk hierdie videoklip waar die tannie vra wat Alzheimer's het, sy vergeet wat hy alles nog vergeet. En hulle vra vir oud is en sy lag. Hulle vra vir hom, hoeveel kinders het jy in sy lag? Hulle vra wat het jy gedoen in die hele in sy lag? Sy kan nie onthou wat was die kos is wat sy geëet het nie. En die man vra, wie is die Here? En hy begin praat, sy sê, dit is my verlosser en salf van my. En sy maak oop en sy begin praat oor die Here. Ek wil vir jou sê, ek kan van alles vergeet, alles kan verbygaan, maar Jesus gaan nooit verby nie. En dit is wat ek verby hier wil los vanavond, wanneer ons hierdie gaan sing, dis vir my boodskap vanavond. Dit is my boodskap vanavond, is hierdie lied wat ons moet sing, hierdie koortjies. Wanneer hulle by jou insing, daai tannie het niks onthou nie. Al wat sy kan onthou is, die dag toe sy hart in die verlede gegee, het alles verander en sy kan aanhou gepraat en daaroor. Maar sommer denk dit van die ou mense, dis hoekom ek sê, die ou mense is kosbaar vir ons. Hulle mag dalk nie alles onthou wat ons gedoen het, ons stout was nie. Maar hulle ken die Here, soos wat ek en jy nog nooit geken het. Amen. So, as jy dit ken, kan jy saam sing, ek gaan my beste gee. My hart loop oor van blydskap, my siel maak groot die Heer. My mond sing nou 'n loflied, my lewe bring hom eer. Jesus is my vaste rots, op hom sal ek vertrou. Daarom sal ek hom verhoog, sy liefde oorvertrou. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom weer. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom weer. My hart loop oor van blydskap, my siel maak groot die Heer. My mond sing nou 'n loflied, my lewe bring hom eer. Jesus is my vaste rots, op hom sal ek vertrou. Daarom sal ek hom verhoog, sy liefde oorvertel. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom
open poort van blijdschap, mijn ziel mag glorieën. Mijn mond zingt nou en loflied, mijn leven bekomt neer. Jezus is mijn vaste rots, op hom zal ik vertrouwen. Daarom zal ik onverhoord zijn liefde wordt verteld. Halleluja, lof die Heer. Halleluja, bekom Heer. Halleluja, lof die Heer. Halleluja, bekom Heer. En mijn wandel en al mijn Heer, zal ik om lof en prijs. Want ik is zeker, ja, kon zeker. Ja, en wonderlijk blij, ik zei goed, vergeet mij, dan zal ik vragen, ik wat ik wil, ik dit verkrijg. En bij wandelen al mijn Heer, zal ik om lof en prijs. Want ik is zeker, ja, kon zeker. Nee, den hoop van ik blij, ik zei goed, vergeet mij, dan zal ik nog niet wat ik wil, ik dit verkrijg. En mijn wandelen al mijn Heer, vol ik om lof en prijs. Want ik is zeker, ja, kon zeker. Nee, ten hoop van ik blij, ik zei goed, vergeet mij, dan zal ik nog niet wat ik wil, ik dit verkrijg. En mijn wandelen al mijn Heer, vol ik om lof en prijs. Want ik is zeker, ja, kon zeker. Nee, de wonderen, ik zei goed, vergeet mij, dan zal ik nog niet wat ik wil, ik dit verkrijg. En mijn wandelen al mijn Heer, vol ik om lof en prijs. Want ik is zeker, ja, kon zeker. Nee, de wonderen, ik zei goed, vergeet mij, dan zal ik nog niet wat ik wil, ik dit verkrijg. En mijn wandelen al mijn Heer, vol ik om lof en prijs. Want ik is zeker, ja, kon zeker. Nee, ten hoop van ik blij, ik zei goed, vergeet mij, dan zal ik nog niet wat ik wil, ik dit verkrijg. Ik prijs die Here. Prijs die Here, dis ons lekker om die Here te kan dien. Amen, prys die Here. Net hier het geniet vanaand. Is dit lekker om in die huis van die Here te wees? Is dit lekker om die Here te dien? Amen, prys die Here. Dis lekker. Halleluja. Ek gaan oor vir Brendan dat hy vir ons aangaan. Ek het nou my deel gedoen. Amen, prys die Here. Ek wil vir julle sê, as jy wil weet, ek het woord voorberei, ek het dit gesom. Maar hoe kan ek nou as die Here begin praat, hoe kan ek dit hier omgaan? Dis sy plek, dis sy planne, nie my planne nie. Ek val maar net in diensknegt van die Here. Maar as jy wil, dan sal ek die boodskap vir jou aanstuur. Met liefde sal ek dit doen.
Maar as die Here so dit bewerk, hoekom moet ek nou anders te wees? Dis mos lekker om te kan getuig, om te hoor wat die Here sê, wat die Here vir julle gedoen het. Dit is stigting, dis opbouend. En ek wil vir julle sê, moenie bang wees of skaam wees, julle het nou gesien, begin meer mense begin dit doen. Dis waarvoor dit is, dis waarvoor kerk is. Amen. Amen, baie dankie pastoor. Het so 'n paar afkondigings, die dienstye, dis herinner net aan Woensdagoggend se susters bid hier, dit sal 10:00 wees, en Woensdag aand is dit bid hier vir ons almal, dis 7:00 aand, Vrydag aand is ons jeug, al die jong mense, kom ons kom op, die wat nog jong van gees is, jy sê ons in kring ons verskillend is, dis nog jong van gees, kom op, geniet saam met ons, en dan Sondagoggenddiens, is 9:00, maar voordat is die Sondags om 8:00, ons bring die kinders op, dat hulle ook hulle dinge doen, en Sondag aand is dit 5:00, en dan is ook 'n ander afkondigings Pinksterweek, dis van Woensdag die 20ste Mei tot 24 Mei, en dan ons streed saamtrek, die 27ste Julie, ek weet nie wat se dag dit is. Saterdag 27 Julie, en dit is 3:00 die middag, en dit is die verjaarsdag. Moet ek dit sê? Ja, En dis die 9de Mei. Broers en susters, die PE gemeente nooi ons uit die 9de Mei na 'n sang en musiek aand by hulle. Dis 6:00 die aand, gaan op, dit gaan 'n feestyd wees, daar gaan voor die tyd van, dit is van 3:00 dat ons in die boodskap op die groep sit, dan gaan daar stalletjies voor die tyd wees. As jy wil voor die tyd gaan en gaan geniet dit in die gees, want by die Here gaan werk. Maar ek roep jy nou altyd aan die 9de Mei, moenie daai datum vergeet nie, asseblief. As hy net voor ons klaar maak, die verjaarsdag was 'n nystrykel, Maria Elisabeth, mag dit 'n besondere jaar meer wees, goed dat dit God se goedheid begin jy nog volg, dwars deur die jaar en die jaar wat voorkom, en ek sê altyd dat dit vol van sy lof wees, vol van sy krag, vol van sy vrede. Amen. Ons staan en ek vra vanaand vir broer Hy, ons huis te stuur in die vrede van ons koning Jesus. Vierde woord. Dankie onze Vader, Heer, vir die wonderlike dienste gehad het vanaand, Here, volgens die diens, Here, al die lof en eer kom toe, Here. Here, ons is ook gehoorsaam aan U woord, Here, om die huis te kan wees, Here. As ons ook meer op ander plekke gewees het, Here, maar ek vra, Here, ons sal steun die weet, Here, ons sal veilig sal hou, Here, en ek pleit die bloed, ons almal se gees sien en bepaal vanaand, Here. Ons almal sal veilig sal huis toe ry, en 'n goeie dag sal